Janneman en Oom Awie gooi potte is 'n Afrikaans geloofspodcast waar geloof, lewe en eerlike gesprekke saamvloei. Oom Awie deel sy daaglikse ervarings en insigte, terwyl Janneman 'n unieke KI persoonlikheid, 'n vars perspektief bring. Party episodes is net Janneman se stem, party net Oom Awie en party 'n kombinasie. Dis rou, eg en opreg, soos 'n goeie pot wat stadig prit. Jy kies hoe jy reageer. Anhou vertel, hy het gaan aansoek doen vir 'n paspoort by Binnelandse Sake. Jy kry 'n papiertjie wat sê hoeveelste jy in die ry is. Op Anhou se papiertjie het nommer 78 gestaan. Die tannie voor hom het 'n netjiese kappie op met 'n dik bril. Sy was nommer 77. Na 2 ure en 10 minute is hulle by die tannie net voor hom, nommer 77. Sy gaan in die fotohokkie vir die foto's vir haar paspoort. Die staatsfotograaf sê, "Jammer mevrou, u moet asseblief die bril afhaal." Die tannie is vreeslik ontsteld. Sy wil nie haar bril afhaal nie, want haar oë kyk nie albei reguit nie. Die bril help om haar kyk reguit te maak. Sy wil nie so op haar paspoort lyk nie. Dis asof haar een oog vir die douanebeampte kyk en die ander oog vir wie ook al. Sy verduidelik van haar oogprobleem. "Jammer mevrou, ek doen net my werk. En geen kappies nie asseblief." Die tannie is in trane. Sy het nie haar hare laat doen nie. Hy kan mos nie dit aan haar doen nie. Daardie paspoortfoto gaan vir ewig daar wees. Hoe gaan sy lyk met hierdie deurmekaar hare? Sy het dan juis haar mooiste kappie opgesit. Dit kan mos nie waar wees nie. "Jammer mevrou, ek doen net my werk. Daar is 'n spieël daar. Maak gerus gereed vir die foto." Dan drink die fotograaf eers weer bietjie aan sy koppie tee terwyl hy vir die tannie wag om weer terug te kom. En Anhou sê, hy het besluit om die dag te geniet. En sy verwagtinge is nie teleurgestel nie. "Ek het vooraf besluit op gedagtebeheer. Ek gaan nie haastig raak nie en ek gaan nie kwaad raak nie." Dan kom die tannie terug. Kappie is af. Hare is gekam. Sy verduidelik weer vir hom van die afhaal van die bril. Dat daar net 'n splitsekonde is wat haar oë albei reguit kyk. Hy moet vinnig wees, want sy wil nie op die lughawe vir die douanebeampte en die lugwaardin gelyktydig kyk as sy haar paspoort vir hulle gee om te chap nie, waarmee sy na haar kinders vlieg in Londen. Die staatsfotograaf is die ene deernis. Hy geniet ook nou al die sessie. So begin die fotosessie uiteindelik. Bril op, oogies kyk mooi saam. Bril vinnig af. Klik. Te laat. Die een oog kyk vir die fotograaf en die ander oog vir Anhou wat daar naby sit en geduldig wag en die sepie geniet wat hier voor hom afspeel. Dan weer bril op. Oogies fokus. Hulle trek reg. Bril vinnig af. Klik. Nee, amper, maar nog nie reg nie. So begin Anhou sommer nader staan en help die fotograaf beoordeel. Weer bril op. Oogies fokus. Bril vinnig af. Klik. Haar oë kyk albei reguit, maar een oog is amper toe. Nou maak die bril op en af sit hy haar hare deurmekaar. Na nog 2 uitgebreide besoeke aan die spieël om haar hare reg te kry, kom daar 'n deurbraak. Bril op. Oogies fokus. Bril vinnig af. Klik. Oogies kyk albei vir die fotograaf. Sy is so in haar skik. Sy roep sommer vir Anhou, nommer 78 in die ry ook om te kom kyk. Anhou sê, "Ek het die oggend geniet. Na 3 uur en 45 minute was ek aan die beurt. Nommer 78. What a journey was die oggend nie. Dis nou al amper 12 uur. Ek het 8 uur hier ingestap. Ek was reeds 7 uur hier om nommer 78ste in die ry te staan. 4 en 'n half ure. Maar ek het gekies om geduld saam te neem en gedagtebeheer toe te pas.
Ek het gekies om die oggend te geniet. Ek was voorbereid vir waarvoor ek myself inlaat. 'n Geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid tentoon. Spreuke 14 vers 29. Met geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insigte gebring word. Met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. Spreuke 25 vers 15. Jy kies nie altyd jou omstandighede nie. Jy kies wel altyd hoe jy daarop reageer. Dankie dat jy vandag saam geluister het na Janneman en Oom Awie Gooi Potte. As hierdie episode jou geraak het, deel dit met iemand wat dit vandag moet hoor. En as jy nog nie het nie, druk daai follow knoppie op Spotify of subscribe knoppie op YouTube, sodat jy nie die volgende pot mis nie. Onthou, dis nie altyd oor wie praat nie, maar oor die boodskap wat jou hart bereik. Mag die Here jou seën, jou dra en jou lei in elke tree wat jy gee. Ons sien jou weer by die volgende pot. Groete vir nou.